Daar sê Dr. Andre, baie dankie, dis 'n voorreg om weer saam te kan wees vanaand en met die woord besig te wees hier in ons Pinkster bidure, en ons vertrou dat die Here ook in hierdie aand ons baie ryklik sal seën. Ja, u kan hierdie poskaart gebruik en agterop skryf, aantekeninge maak, dat dit vir u gemaklik is om dit te gebruik, waar u ook al is. U kan met 'n siel praat daar by die werk, en vir hom vra, maar waar staan jy in jou verhouding met God? En jy kan hom pinpoint, en nou ja, en ook verduidelik, want jy het ons nou al klaar neergeskryf, wat is die kerngedagtes, en ook teksverse, by die groot krisisse, waarby ons stilgestaan het. Nou ja, ons sal nou net weer so iets doen, maar ons is die Here dankbaar vir 'n geleentheid soos hierdie. Dit laat my altyd dink aan 'n bruid wat in die bruidskamer is en gereed maak vir die koms van die bruidegom. Maar ek het nou, terwyl hulle nog uitdeel, net vir u noem, ek het nou so 'n bietjie my gedagtegang verander oor die bruidegom wat hier voor staan en wag vir die bruid om agterin te kom. Ek het 'n bruilof gedoen, ek het hom omgeswaai, want nog nooit het die bruidegom gewag vir die bruid nie. Stem jy saam met my? Dis die bruidjie wat hom tegemoet gaan. Hom tegemoet gaan, maar hy's op pad. En ek swaai dit om en ek bring die bruidjie met haar hele gevolg voor in die kerk. En hulle staan hier en hulle is besig met die bruid en trek die rok reg en stap om en maak die haartjies mooi, en op die bepaalde uur, toe staan daar 'n man daar agter en hy sê, daar kom die bruidegom, gaan uit hom tegemoet. En sy met haar gevolg het toe gegaan en halfpad afgestap in die gangetjie en hy het ingekom, mekaar ontmoet en hy bring haar toe na die kansel. Dit was net vir my meer skriftuurlik, dink ek. Nou, die mense was heeltemal verbaas, hulle kon nie glo hoe hierdie troue nou so plaasvind nie, maar die bruidegom wag nie. Dis die bruidjie wat wag, die bruidegom kom en sy moet gereed wees. So dis vir my wonderlik om in hierdie oomblikke en in hierdie aande van Pinksterdienste in die bruidskamer te wees, met die vraag, hoe sal jy graag die Here Jesus tegemoet wil gaan as bruid? Dink mooi daaraan, met 'n bruidsgewaad, wil jy mooi wees? Of wil jy op jou mooiste wees? Dis 'n verskil, nie? Mooi en op my mooiste. Enige bruid sê, op my mooiste wil ek wees daardie dag. En hierdie geleenthede is geleenthede wat die Here vir ons gee om daardie dinge wat nog pla, wat nog krisis is, die dergelike dinge waarvan die woord ook praat, om van dit ontslae te raak. En die laaste paar afrondings te doen, sodat ons skitterend kan wees, daardie oomblik, as die basuin gaan blaas, soos 'n bruid voorberei word vir haar bruidegom. Nou ja, dis ons wonderlike geleentheid om besig te wees. Nou, ek het met u gepraat oor die Pinkster bidure, waar dit vandaan kom, nie almal weet dit nie. Hoekom hou ons Pinkster bidure? Wat is dit? Dis 'n wonderlike herlewingserfenis, wat ons geniet om so saam te kan wees. Ek dink net daar is vir my een ding wat ons kan regstel, want eintlik is dit Pinkster bidure. Nou sê ek nie, u gaan bid nie by die huis nie, u doen dit, ek glo dat u doen dit, maar ons behoort eintlik hier in die kerk, wanneer die woord klaar gedeel is, te sê, kom, maak groepies. Dis Pinkster bidure, maar nou preek ons en ons kry klaar, en ons stap by die kerk uit, en dis dit. Ons het nie die kinders van die Here kans gegee om hulle harte uit te stort voor die Here nie, en saam te bid. Nou, dit is wat gebeur het, juist daar in die Kaap, in die herlewing in 1860. Ons het gesien in watter toestand was die Kaap, 'n geestelike droogte wat geheers het, en die Nederlanders in die Kaap moes hulle wend na Skotland om geestelike leiers te kry, om die verantwoordelikheid hier in Suid-Afrika te vat, om hulle te lei in die op die geestelike pad. Dit was nie lank nie, 11 Skotse predikante kom in die Kaap aan, onder leiding van Dominee Andrew Murray Senior. En hy word in Graafrenet geplaas, en hy trou met 'n sekere Maria Stegman. En op 9 Mei 1828 word Andrew Murray Jr. gebore.
En hierdie Skotse predikante het nie op hulle laat wag nie. Hulle het Nederlands, Afrikaans begin leer onder die knie gekry en dit was gebruik en hulle het dit aangewend om die volk se geloof en hulle kultuur weer nuwe lewe in te blaas op 'n baie besonderse wyse. Dit was juis Dominee Andrew Murray Senior wat vir hulle gesê het, vir 36 jaar het hy elke Vrydag aand gebid vir 'n geestelike herlewing in Suid-Afrika. Nou dit vat volharding om 36 jaar lank te bid. Nou, Andrew Murray Jr. was net 10 jaar oud. Toe word hy weer teruggestuur Skotland toe vir sy skoolopleiding en verdere onderrigting. En gedurende sy teologiese opleiding het hy en sy broer John Murray in kontak gekom met kragtige gereformeerde predikers. En in 1845 het hulle teologiese studies gaan voortsit. Nou, toe Andrew Murray op 'n ouderdom van 20 jaar terugkeer na Suid-Afrika, sy pa was nog steeds hier, was hy gestuur om onder die voortrekkers te gaan werk tussen die Vaal en die Oranje rivier. Omdat hy nog te jonk was vir 'n gemeente, was die rede wat hulle aangevoer word. Stuur hom na die voortrekkers toe, laat hy daar gaan werk. Daar was ongeveer 12.000 trekkers wat versprei was tussen die Vaal en die Oranje, en hulle het nog nooit 'n predikant gehad sedert hulle uit die Kaap uit weggetrek het nie. So daar was 'n baie groot behoefte. Die jong Andrew het hom toe in Bloemfontein gaan vestig en het gereelde preek en nagmaaltoere onderneem na verskeie gebiede wat binne sy bedieningsveld geval het en om die mense te bedien. Hulle skryf, sy boodskappe was eenvoudig, logies, prakties, en hy het baie vinnig 'n leierskapsrol onder die trekkers ingeneem. Op 2 Julie 1856 trou hy met Emma Rutherford. 11 jaar het hy onder die trekkers gewerk, en in daardie tyd, as 20-jarige, met ander woorde, toe sy 31 jaar oud, wat hy het 11 jaar gewerk, is sy karakter gevorm, en hy was op die punt af en kragtig in sy prediking, want hy het met geharde manne en vroue gewerk, en hy het 'n mooi pad met hulle gestap. En jong Dominee Murray het verseker diep bewus geraak van die desperate geestelike toestand wat in die land geheers het. In Augustus 1859, nou dis mooi datums om te onthou en sien hoe dit begin vorm aanneem, het 3 predikante 'n uitdaging gerig aan hulle kollegas om 'n reeks boodskappe te bring oor die karakter van God. Nou, dit is baie, baie interessant, uitdagend, kosbaar en geestelik so diep om dit te doen, die karakter van God. Die volgende tema was die rol van die Heilige Gees. Manne, julle preek, ek weet nou nie hoe dit gesê nie, maar julle preek hierdie tyd oor die rol van die Heilige Gees, sê maar, in die kind van God se lewe, in die gemeente en ook in die kerk. Julle praat daaroor. Die derde tema was die nood aan gebed. En hulle het begin God vertrou vir 'n werking van die Heilige Gees. Van die predikante was baie entoesiasties wat daar was. En die lidmate was egter baie passief. Klein biduurtjies het begin. In Montague het net 3 mense opgedaag om saam met die dominee te bid. In Woester was daar net so 3 of 4 wat saam kom bid het. En is toe dat Dominee Andrew Murray ook 'n beroep kry na Woester gemeente. En hierdie beroep van hom het saamgeval met 'n konferensie wat daar in Woester gehou was met die onderwerp van herlewing.
En dit gaan bespreek word. So, hy het gegaan vir 'n konferensie en of die bidstondes, hy het die beroep gekry en daar was hierdie konferensie gereël. Vir hierdie konferensie in Woester daag daar 374 persone op. Uit 20 gemeentes. Insluitende 8 predikante wat alleenlik uit die Murray familie gekom het, wat uitgespreid het. 18 April het die konferensie begin in Woester. 'n jong man, ek weet nou nie wat sy naam is nie, maar C. Rabie, hy wat 'n bietjie verslag gedoen, hy het getuig en gesê, die herlewing het alreeds by daardie konferensie in Woester begin. Dominee Andrew Murray Jr. se betrokkenheid in die eerste deel van die konferensie was beperk tot net een gebed. Nou, ek weet nie hoekom het hulle dit gedoen nie, maar dit is so. Nou hoor wat skryf hy, en hiermee maak ek nou vanaand klaar, môre aand bring ons die volle prentjie vir u van wat gebeur het. Hy sê, sy gebed, so full of power and emotion that the people came under a deep conviction of sin. Terwyl hierdie Dominee Andrew Murray gebed, want waar kom hy vandaan? Hy kom uit Bloemfontein, dit is in die trekkers gewerk, en hy land in Woester, en daardie gemeente, wat toe hulle ontvang, en hy sy eerste preek gee, daai gemeente het nie geweet wat wag vir hulle nie. Môre aand vertel ek julle van wat in Woester gebeur het rondom dit. En dit het van Woester af toe uitgesprei en ook tot in die pragtige dorp Parel gekom, waar die Pinkster bidure dan ontstaan het. Maar net tot daar. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ons hemelse Vader, baie, baie dankie dat ons so saam kan wees vanaand, ook onder die geklank van u woord. En hoe nodig en hoe belangrik is dit nie om ook as kinders van die Here saam te bid. Ja, saam die Here te soek. Ja, ons lees in die woord, bid en vir julle sal gegee word. Ons het dit gisterand gesien. Soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. U woord sê, en jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit die deur, bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Daar in Hebreërs lees ons Hebreërs 11, hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. En Here, ons weet, dit het nie verander nie. Hierdie gebedsbeloftes is nie tot nul en geener waarde gemaak nie. Dis nog net so kragtig as daardie oomblik toe dit deur die Heilige Gees geïnspireer en ingegee is om geskrywe te word in die Bybelboek. En daarom het ons vrymoedigheid om voor u te kom staan en sê, Vader, u nooi ons na die troon van genade. Om met vrymoedigheid te kom, om barmhartigheid te verkry en genade te vind, om op die regte tyd gehelp te word. Ons kerk, ons gemeentes, die kerk in Suid-Afrika het so nodig om weer te ervaar die besondere werking en rol van die Heilige Gees. En o Heilige Gees, ons is juis besig om te herdenk u koms na hierdie aarde vir u werk in die kerk en in die bruid en die kind van God se lewe en dit wat u gekom het om te doen. So ons wil ons harte oopmaak, ons wil ons harte, ja Here, oopstel vir u werking. En ons wil bid, Heilige Gees, werk soos u wil. Ons wil u nie voorskryf nie. Ons wil nie spesifieke areas uitlig nie. Is die Gees van raad en sterkte, van wysheid en verstand. En ons kan maar net voor u buig en sê, Here, werk in my lewe, Here, soos u wil. Vorm my, Here, soos ons sing in daardie lied. Ons is maar net die klei. Doen slegs u wil, Heer, u wil met my. U die pottebakker en ek die klei. Vorm my en maak my net soos u wil. Dis wat ons bid vanaand, Here. En ook as die woord uitgaan, want u woord is die instrument in u hand,
waardeur u die toestand van die mens op aarde, die kerk op aarde, vinnig en dringend aanspreek. Praat met ons. En Here, dat die woorde van my mond vanaand en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik sal wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Amen. Nou ja, ons het gesien in 1 Korintiërs hoofstuk 11, hierdie woorde, maar al die dinge wat hulle oorgekom het, die volk Israel in Egipte, en dan ook in die woestyn, en ook in Kanaans lewe, het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Ons het nou al die voorbeelde gesien, en daarna geluister. Ons het die waarskuwings gehoor, en ons moet daarop reageer of dit ignoreer. Net wat u wil, maar die gebed is dat u sal reageer op die waarskuwings wat ons leer uit die woord. Almal in son ontvang gebore onder die heerskappy van die duiwel. Daar kom 'n oomblik in die mens se lewe onder die oortuiging van die Heilige Gees, getrek deur die liefde van God, die trekkende, opsoekende, reddende liefde van God, word die siel getrek. Hy kom by 'n punt waar hy nie meer kan weerstaan nie. Hy gee oor en dit loop uit op sy wedergeboorte. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade. Dis nie waar dit eindig nie. Nou begin die kind van God lewe. Daar's 'n proses in sy lewe aan die gang, die proses van heiligmaking. Hy raak bewus van, soos 1 Korintiërs 3 vers 1 sê, hy raak bewus van die vleeslike lewe wat homself nou begin openbaar. Kenmerke wat na vore kom en jy eien hom. Hierdie ding is nie tot eer van die Here nie. Jy het hulle so raak gesien toe ons gisteraand deur die woestyn beweeg het en gekyk het na al die eienskappe daarvan. En die groot vers wat ons moet in gedagte hou, Deuteronomium 6 vers 23, die woord sê dat God het hulle uitgelei om hulle in te bring. En die Here wil sy kinders in Kanaans land hê. Dis die wil van God vir sy kinders. En dan is die Jordaan ondervinding, die deurtog deur die Jordaan is 'n bewuste ondervinding wat die kind van God in hierdie lewe smaak, waar die Here sy hart reinig en ook vervul met die Heilige Gees. Maar ons het gisteraan tot by daai punt gekom, ek wil sê, ons staan aan die woestynkant van die Jordaan, en ons hoor en ons het gesien. En met die uitnodiging wat die Here vir ons gee, ons het gehoor hoe weer klink dit in ons hart, dis die wil van God, julle heiligmaking. Hy wil ons deurry. Efesiërs 5 vers 18, dis die wil van God, dat jy met die Gees vervul sal word. Dis die wil van God vir elke kind van God, vir elke genootskap. Dis nie net vir 'n sekere genootskap. Hulle praat oor die vervulling met die Heilige Gees. O nee, ons bly bietjie stil daaroor. Ons weet daarvan, maar nee. O, die vervulling met die Heilige Gees is vir elke kind van God, vir 'n doel en 'n rede om diensbaar en bruikbaar en heilig voor God te wees, soos die woord sê in Efesiërs hoofstuk 1, uitverkies van voor die grondlegging van hierdie wêreld, om heilig en sonder gebrek voor God in liefde te wees. Dis sy wil, hy wil jou hier hê, maar ons staan nog daar vanaand. En ons gaan vanaand kyk na redes waarom kinders van God nie die volheid ingaan nie. Baie tragies. Maar dit laat hulle talle met die dinge. En dit mag dalk wees dat, nou ek wil nou nie by voor, ons gaan eers nog skriflesing doen, maar dit mag wees dat daar vrae in die hart is, en baie mense vertrou die Here, en hulle weet nie eintlik reg, waarvoor vertrou ek die Here nie, en weet jy wat gebeur, dan word hulle skepties. En hulle sê, man, dit wat die dominee daar gepreek het van 'n oorwinningslewe, of 'n lewe soos Hebreërs 4 sê, 'n lewe van in die rus wat God hulle gegee het, oorwinningslewe, volheid van die Gees, daai ding
dit werk nie uit nie. Onthou, jy is nou skepties, want jy het die Here vertrou, en jy het nie eintlik geweet, presies, waarvoor vertrou ek die Here nie. En nou raak hulle skepties, en hulle verwerp die boodskap van heiligmaking, wat eintlik so 'n kosbare iets is. Maar wat vir my so ernstig is, as jy sê, nee man, nee, moenie met my kom praat oor heiligmaking nie, ek wil nie daarvan hoor nie, dat jy dit eintlik kom by 'n punt waar jy sê, ek verwerp dit, sê die woord in 1 Tessalonisense hoofstuk 4, 'n geweldige ding. Hy sê, God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking. Daarom, vers 8, hy wat dit verwerp nie 'n mens nie, maar God, wat ook sy Heilige Gees aan ons gegee het. So ek moet baie versigtig wees wat ek doen met die wonderlike boodskap, lewe, lering, kom ons sê dogma van heiligmaking. Jy kan dit nie net een kant stoot en sê, ek glo nie daaraan nie, ek verwerp dit. Dis 'n baie gevaarlike situasie. Maar ek wil hê ons moet vanaand net daar 'n bietjie stil staan en net baie duidelikheid in ons hart kry en dat ek kan weet, as ek môre aand, wanneer dit gaan oor die krisis by die Jordaan en die uitnodiging kom en jy wil die Here vertrou, dat jy presies weet wat gaan met jou gebeur. Goed, kom ons maak die Bybels oop by Hebreërs, die 3de hoofstuk. Hebreërs hoofstuk 3, ons gaan lees vers 1 tot en met vers 19. Ek sal baie vinnig in hierdie hoofstuk die verwysing optel wat ons mee besig is van die woestyn en dan ook veral in hoofstuk 4 oor die volheidslewe. So, luister daarna en volg in u Bybel, of as jy dit lees op 'n selfoon of 'n tablet, volg ons. Daarom, heilige broeders, ons kan ook sê gemeente, deelgenote van die hemelse roeping, let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis Christus Jesus, wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis. Want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, na mate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as 'n dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word. Maar Christus as seun oor sy huis, en ons is sy huis, as ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering in die dag van die versoeking in die woestyn nie, waar julle vaders my versoek, my beproef en my werke 40 jaar lank gesien het. Daarom het ek vertorend geword op daardie geslag en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie. Ek in my toorn gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? Op wie was hy 40 jaar lang vertoren? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lijk in die woestyn geval het nie? En aan wie het hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames?
En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Net tot daar mag die Here sy woord in ons harte seën. Redes waarom kinders van God nie die rus ingaan nie. Ons het geleer in Deuteronomium 8 vers 2, baie sterk kardinale vers wat die woestynfase aanbetref, dat die woestynfase, God het dit gebruik om aan die volk te toon wat in hulle harte was. Dit staan so daar die woord. Wat hulle sou verhinder het, dat hulle die Here hulle God met 'n volkome hart sal volg en hom sal dien. En nou wil ek vra, en was dit nie erg toe ons net so enkele kenmerke uit die woestynlewe uitgelig het en daarby stil gestaan het? Net so openbaar hierdie kenmerke hom ook in die lewe, of hierdie simptome, hulle self in die lewe van die kind van God. 'n Lewe tot oneer van die Here. Ons kan dit nie anders sê nie. 'n Lewe buite die wil van God. En jy sien wat in jou hart skuilhou en wat uitkom as 'n reaksie op sekere situasies wat op jou lewenspad kom. En daai reaksie maak dat jy bang word vir jouself. Jy skrik. En weet jy, liewe broeder en suster, met al hierdie kenmerke wat ons gesien het, in jou lewe, moet die kind van God begin hunker na 'n beter geestelike lewe. Nou, ek het hier in my aantekeninge, die woordjie moet, het ek baie duidelik aksent opgeset. Ek het hom ingekleer. Moet die kind van God begin hunker na 'n beter geestelike lewe. 'n Dieper lewe met God, praat ons ook van. Ek wil nie in hierdie vlakwater rondspeel in my godsdiens en in my belewenis en in my dien van die Here nie. Ek wil beweeg na dieptes met die Here, of ons kan sê hoogtes met die Here. Here, lei my op 'n rots wat vir my te hoog is. Want, nou weer eens geaksenseer, nooit kan die kind van God gelukkig wees in die woestyn nie. Nooit. Want die saad van Christus, volgens 1 Johannes, hoofstuk 3 vers 9, sal roep na meer en meer van God. Hy sê, omdat sy saad in ons bly. Dit kan ook vergelyk word met die natuur van God. Omdat sy natuur in ons is, roep dit uit na meer en meer van God. Nou, om dit te verstaan, wil ek net hierdie illustrasie gebruik. Hoekom rol 'n vark in die modder? Of doen hy dit? Hoekom? Dit is sy natuur. Dis 'n vark se natuur om in die modder te rol. As hy 'n moddergat sien, dan gaan hy. En hy gaan dit doen. As ons dan as kinders van die Here 'n goddelike natuur ontvang het, wat die woord wel sê ons het ontvang, wat sal daardie natuur van God in my lewe na vore bring? 'n soeke na diepte, meer van God, verwoord in daardie lied wat ons sing, meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer troos in beproewing, Here, oor sonde, meer smart, meer van God. Dis wat dit sal doen. En as jy jouself betrap om nes te skrop in die woestyn, nee, jy weet maar so maak die hoendertjies, 'n nes skop daar, en ek wil in die woestyn maar bietjie settle, en die lewe daar aanvaar en dit geniet, dan moet jy weet dat daar baie ernstig fout is in jou geestelike lewe. Die kind van God kan nie gelukkig wees in 'n woestynlewe nie. Nog nooit. Want dit is nie waarvoor God jou bestem het nie. Dis nie die wil van God vir jou lewe nie. En die vraag begin brand op die lippe en in die gemoed van die kind van God. Die vraag wat sê, wil God dan nie? Sal God dan nie vir my iets anders kan doen om my te verlos of uit te haal uit hierdie aaklige woestynlewe nie? Ek het nou die aand vir u gesê van die Philips vertaling van Romeine 7 vers 24, die vraag wat in die hart brand, wie op aarde kan my verlos uit die kloue van my eie sondige natuur?
Net daai vraag begin in jou hart brand en jy wil so graag vir die Here meer beteken. Jy wil so graag vir die Here werk, maar elke keer kom dit, jy dink terug en jy sien nie kans nie en jy het vrees in jou hart. Daardie ding begin jou pla. Natuurlik, dis 'n uitvloeisel van die woestynlewe, hoe grootliks. Jy wil so graag meer en meer vir die Here Jesus beteken, verheerlik, so graag ook die praktiese, 'n huwelik, 'n huis geniet met blydskap, harmonie tussen man en vrou, ouers en kinders, kinders en ouers en nou roep dit uit in jou hart. O, kan God nie vir my iets doen nie? Ja, dis waarna toe jy jou moed wend. En so ook die vraag in lidmate se harte baie, moet dit maar altyd so in ons gemeente gaan. Moet ons maar altyd hierdie dinge deurgaan, jaar na jaar na jaar, sit ons met hierdie dinge wat ons so gesien het, gisterand in die woestyn na vore kom, moet ons maar altyd met die simptome van die woestyn opgeskeep sit. Nee, dit hoef nie so te wees nie. Daar's mos 'n lied, 'n baie mooi evangelie lied wat sy koortjie klink so. Hy sê, nee, 1000 maal nee. En ek wil dit ook sê, nee, 1000 maal nee. Dit hoef nie so te wees nie in 'n gemeente. Dit hoef nie so te wees in jou lewe nie. Die blye boodskap is, jy kan by so 'n punt kom. Jy kan by 'n oomblik beleef waar jy die Here kan vertrou om jou deur die Jordaan te neem, die volheidslewe in. 'n heerlike werk, 'n groot werk in die hart van die kind van God, waar die Here jou reinig van al daardie booshede wat na vore kom, volgens Markus 7 vers 21, 22 ook, en hy reinig jou van die mag en die wortel van sonde. Want dis die hart van die kind van God, wat die bron is wat gereinig moet word, want uit die hart van die mens kom dit. En nou sê Spreuke 4:23, bewaak die hart bo alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe, ook jou geestelike lewe. Die Here, kom ons sê weer, die Here wil jou inlei in jou beloofde erfenis. Hy wil dit doen. Hy wil so graag jou reinig en jou vervul met sy gees, soos Efesiërs 3 sê, vervul tot al die volheid van God. Dit is jou eersgeboortereg, dit is jou erfenis. Ons lees van 'n erfenis in die hemel wat vir ons bewaar word, maar daar's ook 'n erfenis vir jou hier op aarde, en dit is die volheidslewe, die vervulling met die Heilige Gees. Maar weet jy, met al hierdie kennis wat jy opgedoen het oor die woestynlewe, met al die kennis wat jy het oor die wil van God, dis julle heiligmaking, jy weet dit alles, staan julle daar, baie kinders van die Here, op die wal van die Jordaan in die woestynkant, en hulle tal hom, daar's redes waarom hulle nie deurgaan nie. En ek gaan daai redes nou een vir een behandel, sodat ons môre aand kan kom by die punt waar ons sê, kom ons kyk na daai werk. En dan gaan ons die Here vertrou. Die heel eerste rede waarom kinders van God nie ingaan nie, is ongehoorsaamheid. Ons het dit hier gesien in die woord, omdat wie sal sy rus nie ingaan nie, behalwe die ongehoorsaames het nie ingegaan nie, die ongelowiges, so kom ons begin daar, in Hebreërs 3 vers 18, net soos daar onder die volk die ongehoorsaames was, is daar ook onder kinders van God, baie wat sit in ongehoorsaamheid. En ek wil dit so uitdruk, my liewe broeder en suster, miskien is dit nou baie direk gerig, op jou hart en jou gemoed en jou wil. Jy weet presies hoe lank jy al staan op die wal van die Jordaan in die woestyn kan. Jy weet dit, hoe lank staan jy al daar? Jy weet hoe lank die Here met jou al praat oor 'n dieper lewe met God. Jy weet dit. Jy weet hoe lank daar die ongelukkigheid in jou hart is, en jy sê, Here, ek weet dit, hoe lank die Here met jou praat omtrent die dieper lewe, en tot vanaand toe, staan jy aan die woestynkant, net omdat jy ongehoorsaam is. Daar sal net 'n punt moet kom, wat jy sê, Here, ek bely dit, en ek gee daai tree, om deur te gaan met U. En nou moet jy opmerk wat gebeur.
Omdat jy ongehoorsaam is en jy staan in ongehoorsaamheid en met al die kennis, jy het nou lekker baie kennis opgedoen, ook in hierdie reeks oor die woestynlewe, jy het baie mooi geluister daarna en het jy al nou net jou lewe baie mooi ordentlik gemaak. Sodat ek sê dit hier, sodat jy net mooi weet om die dominee in die kerkraad van jou lyf af te hou. Ek weet net presies wat om te doen. Ek weet net presies wat om te sê. En hulle kan my eintlik nie pinpoint nie. Nee, jou lewe is te ordentlik nou. Jy weet net mooi om dit te doen. Maar jy weet vanaand as jy hier sit, ek is nog nie deur die Jordaan nie. Al wil ek daai indruk vir hulle gee. Ek is nie deur nie. Sit jy vanaand in ongehoorsaamheid? Terwyl God met jou al so lank praat oor jou woestynlewe. Die volgende rede, ongeloof. Hebreërs 3 vers 19 sê dit kom daarby, dat die kind van God nie, twee dinge, kan glo of wil glo, dat die Here hom wil reinig en inlei in die volheidslewe nie. Ongeloof, nie kan of wil nie. En heel moontlik dalk ook skepties in die hart is oor wat die woord van God daaroor sê. Ek kan nie glo. Nou die vraag, onthou ek neem nou die standpunt in van iemand wat daarna kyk. Ek kan nie glo. Doe nie dat jy vir my sê, die Here gaan my verlos van my twis en murmurering. Die Here gaan my verlos van my humeur. Die Here gaan my verlos van daai liggeraaktheid, al die dinge. Wel, is nie ek wat so sê nie. Dis die Bybel wat dit sê. Dat hy gaan jou verlos van alle ongeregtigheid. Noem daai ding, daai liggeraaktheid, daai woede, noem dit. Jy is ongeregtigheid. Jy is die een wat my lewe, en jy weet presies waar jy staan, maar jy het ongeloof in jou hart. Kom ek vra vir jou, wat het jy daai dag gedoen, toe jy, kom ons gaan beweeg gou terug, na jou wedergeboorte toe, wat het jy daai dag gedoen, toe jy onder die diepe oortuiging kom van jou toestand voor God? En jy het besef wat gaan gebeur as jy nie nou gehoorsaam is aan die stem van die Here en daai tree gee en hom aanneem as jou verlosser en saligmaker nadat jy jou sonde bely het en dit voor die Here genoem het, né? Wat het jy gedoen? Jy het jou toestand gesien, jy het voor die Here gebuig, jy het God vertrou en jy het dit geglo. Die dominee het nog vir jou gesê, Johannes 6 vers 47, weet jy wat sê die Bybel daar? Hy wat in my glo, het die ewige lewe. Ek sal hom wat nou my toe kom, nooit uitwerp nie. Och, hy het vir jou so mooi gelei. Nou wil ek vra, wat is die verskil tussen die geloof wat jy daar openbaar het, en dit wat jy nou as kind van God hier moet doen? Hoekom talm jy nou? Ons het dan nou gesien, wat is die toestand van die woestyn? Ons het gesien hoe jou lewe daardeur ontsuur word, jou getuienis, hoe dit jou leeg laat geestelik. Jy moet vir die Here net sê, Here, ek sien my hart. Here, kyk hoe lyk dit. Hy's onrein. Ek wil uitroep soos Paulus in Romeine 7, ek is elendig, Here, in hierdie toestand. Maar dankie dat ek sien aan die kruis het U vir my reiniging bewerk, want 1 Johannes 1 vers 7 sê, die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sonde, en 1 Johannes 1 vers 9, reiniging, dit is so duidelik, Here, dankie, dat ek U kan vertrou, nou vir reiniging van my geestelike hart, en Here, ook die vervulling met die Heilige Gees, dis dieselfde geloofstap wat jy neem, op grond van die woord en die werking van die Gees, en jy gaan deur met God. Sê vir my, waarom talm jy om dit te doen? Omdat jou geloof jou nou in die steek. Dit is die wil van God, hy nooi jou om te kom. Moenie dat ongeloof jou nou weghou nie. Hy wil jou verlos uit die woestynlewe. En as jy nou sê, maar, hoorie, sê bietjie vir my, en as ek nou deurgaan, en wat gebeur nou? Moenie my vooruitloop nie, ek kom nou daarby. Die volgende rede,
Die kinders van die Here gaan nie deur nie, want hulle is bang vir die lewe wat voor lê. Hulle is onbekend met die volheidslewe. Bang vir die lewe wat voor lê. Nou ja, daar is hulle wat sê, ek wil ingaan. Ek dors daarna. My hart verlang daarna. Maar die vraag is, sê nou maar. Nee, sê nou maar. Ek vertrou die Here. Ek doen weer sonde. Sê nou maar, ek gaan deur en dinge loop verkeerd. Sê nou maar. En so huiwer hulle, daar aan die woestynkant van die Jordaan. En weet jy wie te hand hier in? Speel 'n groot rol in hierdie, sê nou maar, die sielevyand. Ons gaan Woensdag aand, as ons deurgetrek het, gaan ons stil staan by Gilgal. Wat het by Gilgal gebeur? Josua sien die leerowerste van die Here en hy sê vir Josua, ek het nou gekom. Josua, ek is julle leerowerste. Weet jy wat, aan hierdie kant, ek gaan ook dit nou hanteer, aan hierdie kant, is dit die volheid van die Heilige Gees, wat nou vir jou lei. Die Heilige Gees, in sy volheid, volle oorgegee aan hom, en hy sê vir jou, luister, nou gaan ons die pad stap in die volheidslewe. Jy hoef nie bang te wees nie, moet jy sê nou maar nie, en die sielevyand sal probeer om die kinders van die Here uit Kanaan uit te hou, met allerhande sê nou maars, alles wat hy inspan, nou ja, om jou daar uit te hou, want hoekom? Hy weet wat 'n krag in die hand van die Here sal dit wees, as die kinders van God deurgaan met die vervulling, met die Heilige Gees, daar's dinge in hulle lewe wat gaan realiseer, soos onder andere die vrug van die Heilige Gees, ons het nou daarvan gesing, jy het dit net so begin smaak daar, toe jy die proses van heiligmaking begin, die vlees het alles weggedruk en, ek wil sê ja, een kant geskuiwe, en nou kom jy en jy vertrou die Here reiniging, en nou dat jy vrygemaak is van die sonde, diensbaar geword het aan God, sê Romeine 6:22, het jy uiteindelik jy vrug tot heiligmaking. Nou gaan hy vrug na vore kom, nou gaan dit realiseer in jou lewe, soos dit moet, jy sal die Here moet neem op sy woord, en deurgaan, wat ander kant gebeur, is God se verantwoordelikheid, met jou gehoorsaamheid daarby. Daar's 'n baie kosbare vers, wat ek baie voor lief is, en in die gemeentes het ek gesê, jy moet hierdie vers leer uit julle kop uit, dat as die vyand kom en hy wil vir jou sê, jy sal dit nie maak in die volheidslewe nie. Nee. Nie jy met jou persoonlikheid nie, of jou geaardheid nie. Luister. Daai dinge kom in die hand van die Heilige Gees. Dit, jou persoonlikheid, jou geaardheid, jou emosies, alles kom nou in die hande van die Heilige Gees, en hy gaan dit vorm na die werk wat hy vir jou gedoen het, daar by die Jordaan. En die vers waarna ek verwys is 2 Petrus 1 vers 3. Petrus skryf daar en hy sê vir die kinders van die Here, immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, tot sy heerlikheid en deug. Kom ons staan stil daarby, want hy maak my so opgewonde, hierdie woord, immer sy goddelike krag, waarna verwys dit? Dieselfde woord wat in Handelinge 1 vers 8 gebruik word, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, julle sal my getuies wees, immer sy goddelike krag het ons wat? Alles geskenk. Nou ja, alles geskenk. Kom ons maak so. Al die krag van die Heilige Gees. En as ek verkeerd praat, nooi ek u kom korrigeer my na die tyd, sê nee, jy kan nie so praat nie. En ek sal luister. Ek sê, al die krag van die Heilige Gees. Al die instaatstelling van die Heilige Gees. Al die potensiaal van die Heilige Gees is tot die kind van God se beskikking om hom in staat te stel om 'n lewe te leef van heiligheid en godsvrug. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk.
En dis wat jy ontvang. Jy ontvang die krag van die Heilige Gees, volgens Handelinge 1 vers 8. Jy het krag om reg te lewe. Jy het krag om heilig te lewe. Dis nie my krag. Kyk wat doen. Nee. Dis die krag van die Heilige Gees wat julle sal oorskadu en jy sal wandel in my wees, sê God. Met daardie vrug wat gaan realiseer in jou lewe en jou lewe absoluut aantreklik gaan maak. Dis heiligmaking. Dis die karakter van die Here wat ingebou word, maar meer daaroor. Nou ja, is daar nog 'n rede waarom jy moet sê, sê nou maar. Ek kan dit nie doen nie. Ek anders te verloon ek die krag van die Heilige Gees. Nou 'n ander paar negatiewe redes. Wat sal ander sê as ek nou moet reageer? Hoor nou, wat gaan ander mense sê? Nou, kinders van die Here bang, sit met vrees in die hart, omdat hulle bang is wat ander gaan sê as hulle deurgaan. Hoor hier nou. Ek is al so lank in hierdie gemeente. Nou moet ek opstaan, en ek moet vorentoe kom, en ek moet vir hulle sê, ek is nog nooit in Kanaanland nie. Nee, kan dit nie doen nie. Kan nie. Kan jy sien? Wat gaan ander sê? Ek is al so lank in die kerk. En om nou op te staan en te sê, ek is nog nooit vervul met die Heilige Gees nie. Ek het my alles voorgegee en probeer reg lewe, maar ek besef hierdie woestynlewe, dit maak my kranksinnig as ek daaraan dink. Ek moet nog steeds voortgaan. Ek sê nee, moenie jou daaraan steur nie. Wat sal my man sê as ek nou moet opstaan en ek moet voorkom sit en dominee wil ons help om net deur die Jordaan te gaan, en wat gaan my man sê? Ek sê ook, wat gaan my vrou sê as ek nou moet opstaan? Weet jy wat, ek glo nie hulle gaan iets sê nie. Ek dink net hulle gaan in gebed buig voor God en sê, Here, dankie dat hulle gehoorsaam is. Om te luister na die stem van die Heilige Gees. Kan ek my wend na die jonges? Wat hier is? Wat gaan my ouers nou sê as ek moet deurgaan? Ek weet nie. Weet jy wat, ek sê, maak die saak wat hulle sê nie. Here, ek wil net deurgaan. Ek wil die Here Jesus, die volheid van die Gees, groter rykdom as al die opinies van mense. Sê net wat jy wil. Maar ek gaan die Here vertrou vir die volheid. Ek smag daarna. Kan jy sien, wat beteken die woord? Ek gaan môre aand weet dit net herhaal. Onthou, dis daai herhaling, nee. As iemand dors het. Geen om wat jy sê, maar ek gaan deur. Ek gaan die Here vertrou. So moenie daar staan nie. En dan 'n ander rede waarom hulle nie deurgaan nie. As ek staan daar en ek dink, al my vriende, my besittings, wat gaan van dit word? Want ek weet as die Here my daar inlei, dis 'n reinigingsoomblik môre aand, 'n reinigingsoomblik. As ek daar deurgaan, is my hart gereinig. Daar gebeur mooi dinge in my lewe. En wat nou van al my vriende? Wat in die woestyn is? Nee, ek kan hulle nie los nie. Nee, ek kan nie. Ek dink eerder aan my vriende, as wat ek dink aan om die hart en die wil van God te gehoorsaam. Want jy weet, as jy skoon gemaak is, as jy gereinig is ons deel met hulle verbreek in die woestyn. Jy kan nie meer dieselfde goed doen nie. Jy kan nie meer gaan deel en rinkink in die woestyn, soos jy gedoen het en die wêreld geniet en die partye geniet nie. Nee, as jy daar deurstap, reinig God jou. En as hulle nie deurkom nie, dan bly hulle in die vlees. En hulle gaan julle nie meer verstaan nie. Ons gaan nog kyk daarna, môre aand, of daar by Gilgal. Sal jy hulle dan, kan ek kon die uitdrukking gebruik, sal jy daai vriende van jou op die altaar kom plaas en sê, Here, ek kyk nie om wat hulle dink nie, maar Here, ek gaan deur, of hulle nou, nee, Here, ek gaan nie deur, ek wil die volheid geniet. Dalk is jy bang, jou besittings hier op aarde sal iets oorkom. Wat van al my besittings? Nou, hoekom is jy, het iemand met jou gepraat daaroor?
Hoekom jy dit nou as rede gebruik om nie deur te gaan nie? Of mense het vir jou gesê, jong, as jy deurgaan, sal die Here van jou verwag om van alles ontslae te raak, of dalk stuur die Here jou na ergens om voltyds vir hom te gaan werk. Ons het al so baie keer gehoor dit gebeur. Jy moet net weet, as jy deurgaan, gaan die Here jou stuur. Nee, ek kan mos nie nou dit doen nie. Ag, mag jou hart so desperaat wees en sê, Here, al gebeur dit, ek wil deurgaan met God vir die volheid. Ek gaan nie dat dit my laat talm aan die woestynkant van die Jordaan, vriende en besittings en wat dalk mag nog gebeur nie. Sê, Here, ek is mos nou maar net 'n instrument in U hand, gereinig, skoongemaak. En weet jy wat gaan jy bid? Here, gebruik my soos U wil. Gebruik my waar U wil, wanneer U wil. Here, doen dit net. Want uit dankbaarheid vir dit wat Hy vir jou gedoen het, sê ek, Here, hier is ek, gebruik ons. Here, hier is ons gemeente, gebruik ons waar U wil, hoe U wil, wanneer U wil, werk soos U wil, Here. Moenie laat dit jou terughou om in die woestyn aan te gaan en te sê, weer later, dan gaan ons volgende jaar nog Pinkster wees. Ek hoor nou, het Dr. Andre al gedink wie volgende jaar gaan kom? Nee, want weet jy wat? Ons dink die Here gaan kom. Maar Here, as we net gereed wees, as Hy kom, daar kan dalk nie vir jou volgende jaar 'n Pinkster wees nie. So moenie talm nie. Hier is 'n baie negatiewe een. Dat sonde en wêreldse gewoontes laat kinders van God daar talm. En nie deurgaan, ek sien nie kans om te breek nie. Ek weet Here het gepraat, maar daai finale breek, nee. Hierdie gewoonte van my, daai in die woestyn, nee, daar's al te veel geld in, daar's al te veel dit in, daar's al so, Here, ek kan dit nie doen nie, nooit. Ek gaan al daai goed jou laat talm daar en buite die wil van die Here staan en jou lewe so verder vat. Nee, sê Here, al hierdie goed, bring dit na die altaar. U gaan reinig, U gaan skoonmaak. Dan 'n laaste een, wat ek gaan hanteer. Kinders van die Here talm daai kant. Want hulle is bang om te gaan regmaak met ander. Nou wat bedoel ek daarby? Dit kan wees, dat jy in die woestyn, in jou woede, in jou twisse murmurering, in daai bitter ondervindings, in jou spiteful houding wat jy openbaar het, dat jy dinge gesê het, miskien vir mense gedoen het, wat anders seer gemaak en benadeel het. En jy weet, as ek daardeur gaan, en ek vertrou die Here vir reiniging, en hy gaan my vervul met die Heilige Gees, wat gaan ek doen? Ek gaan moet teruggaan en ek gaan sê, luister, miskien daar by die werksmense. Luister, manne, kom hier. Julle het my geken, ek is 'n harde man. En ek het baie hard met julle gepraat, ek het lelik met julle gepraat. Ja, ek het julle soms gevloek. Maar weet julle wat? Die Here het gisterand my hart gereinig. En my vervul met sy Gees. Ek wil vir julle manne sê, ek is jammer as ek julle seer gemaak het. Ek is jammer dat ek julle so in 'n slegte voorbeeld blootgestel het. Sal julle my vergewe en jy sien nie kans daarvoor nie. Miskien moet ek na my vrou toe gaan. Vir as jy vrou lief. Jy weet hoe lelik ek my gedra het. Jy weet hoe ek het met jou gepraat. Jy weet wat het ek vir jou gesê. Maar ek het die Here vertrou om my hart te reinig en te vervul met sy Gees. En moet jy vir as jy vrou lief, sal jy my vergewe, man lief, sal jy my vergewe vir wat ek aan jou gedoen het. Kan u sien wat gebeur nou in die huis, in 'n huwelik? Papa, dalk sien jy nie kans vir dit, dat jy jou kinders by mekaar gaan maak en sê, kom sit hier om die tafel, papa wil met julle praat. Julle weet hoe lelik papa gepraat het. Julle het my gehoor, rof, onbeskof, lelik. Julle weet van my woede. Maar kinders, ek het die Here vertrou vir die volheid. Ek het deur gegaan met God. Papa wil vra, sal julle my vergewe? Ekskuus broeders, ek wil nie net op julle pik nie. Enige iemand. En nou sien jy nie daarvoor kans nie, en jy bly talm aan die woestynkant van die Jordaan. Net omdat jy nie kans sien om nie reg te maak nie.
gaan dit jou buite die wil van God hou. Sê vir die Here, nee. Here, ek sal gaan regmaak. Ek sal gaan alle toe gaan, Here, met liefde, want immer sy goddelike krag het my nou alles geskenk, wat my in staat stel om te sê, kom hier, selfs 'n broeder, daai familielid, daai broeder wat jy so in vyandskap mee lewe vir jare, ek wil nie met hom praat nie. Laat ek goed. Hallo my broeder. Hy gaan hoor, hier's 'n ander man op die foon. My broeder, jy weet, ons is jare in vyandskap, maar God het my hart gereinig. Ek wil naby jou kom, my broer. En jy kan hom heel moontlik vir God wen. Heel moontlik. Sê vir my, wat maak dat jy eerder kies om daar te bly staan, as om die Here te vertrou, om deur te gaan? Wat is dit? En nou gaan julle vir my sê, Dominee, jy moet nou eintlik maar laat ons uitkom. Nee, nog nie. Môre aand gaan ek met u praat oor daai oomblik wanneer jy kom. Wat is die Jordaan ondervinding? En môre aand, as die woord klaar is, gaan ek vir u kans gee, vir die wat wil deurgaan in die volheid, om 'n uitnodiging aan te neem en hier voor te kom sit en ons gaan met u praat. En jou help om deur te gaan en die Here te vertrou, vir die reiniging en die vervulling met die Heilige Gees. Maar gaan vanaand huis toe, en sê vir die Here, ek is bereid om deur te gaan. Maar as jy nie kan wag nie, en jy weet die Here het vanaand met jou gepraat, kan jy vanaand met ons kom praat, met my kom praat. Daar's Dr. Andrees, ander geestelike leiers wat hier sit in die saal. Jy kan alle toe gaan en sê, hoor nee, kom, los daai sop. Anders as ek nou in die sop kom ons buig voor die Here. Ons gaan nou die Here soek, help my. Bid saam met my, ek wil vanaand deurgaan. Jy kan dit vanaand doen. Maar kom môre aan, dan praat ons oor daai ondervinding en mag die Here ons help. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here. Ek gaan u kans gee om daar in u sitplek nou met die Here te praat. Vir hom bereidwillig, jouself bereidwillig verklaar, gewillig sê Here, ek wil deurgaan met u. Here, ek weet, ek staan in die woestynkant. Ek wil binne die wil van God wees. Jy kan praat met die Here, ek gaan afsluit in gebed nou. Hemelse Vader, baie dankie dat ons net voor u kan buig, in kosbare oomblikke, so naby die oomblik om deur te gaan. En Here, ons wil net môre aand nog hoor ook, wat is dit? En hoe gaan dit wees? En ons wil deurgaan. So ons wil bid, dat u die woord sal bewaar in die harte honger sal maak, desperaat sal maak, en Here, dat u verheerlik sal word. In Jesus se naam. Amen.